Broers en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 95, daarvan vers 1 en 4. En met hierdie woorde van Psalm 95 verklaar ons ook ons afhanklikheid voor die Here. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsang hom toejuig. Want die Here is 'n grote God, ja, 'n koning bo al die gode. Kom, laat ons aanbid en neerbuig, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God en ons is sy volk, die skape van sy weide van sy hand. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met almal van julle. Amen. Saam met die kerk van ons Here Jesus Christus bely ons geloof en ons elkeen bely dit ook met 'n vaste wete dat dit die geloof is wat God deur sy Gees vir ons gee. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Op grond van die geloofsbelijdenis luister ons ook saam na die Here se wet, en nadat ons die wet saam gelees het uit Exodus 20, gaan ons saam sing uit Psalm 112, daarvan vers 1, 4, 5 en 7. Daar sing ons in die eerste vers, welsalig, dit is uitnemend gelukkig is die man wat God van harte vrees. Welsalig is hy wat in sy wet 'n welgeval het, die persoon wat sy vreugde in die Here se wet vind. So luister ons na die wet van die Here uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld
of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en wat my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en moeder, dat jou dae gelei mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemel, U naam is hoog verheer bo alle dinge. U is God en U regeer, en ons is dankbaar dat ons onsself onder U heerskappy mag stel, dat U ons harde harte omvorm het, en deur die Gees die lewe in ons gegee het, dat ons U mag ken, en dat ons U mag aanbid, as die enigste heerser oor alle dinge. En so mag ons uit 'n ware geloof getuig, U is almagtig, U is regverdig, U is goed, U is getrou. As U iets sê, dan staan dit vas. U is die waarheid en U woord is waarheid. En Vader, om U so te mag ken is vir ons heerlik. En daarom wil ons ook in hierdie kennis groei. Ons wil U al meer en beter ken, dat ons in die kennis ook kan groei om in liefde vir U
en met liefde vir ons naaste toe te neem. En daarom bid ons, wees toch met ons en gaan nou met ons wanneer ons na die woord gaan luister. Dat dit op ons verstand en ook in die diepte van ons gemoed en al die emosies wat ons het, so mag werk dat dit ons ook sal oprig om lewend en wakker tot eer van U naam te lewe. Ons leef in 'n wêreld met soveel bekommernisse en die wêreld moet met reg bekommerd wees. As ons net lees in die koerante wat rondom ons omgaan, dan besef ons daar is soveel dinge aan die gebeur waarin ons as mens geen vastigheid het nie. Ons lees van 'n siekte wat die hele wêreld oorgaan en wat soveel mense in vrees laat. Maar tog mag ons vanuit die perspektief van ons Here Jesus Christus en verlossing in Hom ook anders kyk na dit wat rondom ons aan die gang is. Ons mag sien dat selfs in midde van moeilike dinge en siekte en armoede en nood en met ons is en dat U ons daarin dra. Dat ons daarin nie in vrees hoef te leef nie, maar met rustigheid in U wil. Soos wat ons ook nou net bely het, ons saam gesing het, dat vir ons wat opreg is, die opreg is U 'n lig in donkerheid, want U is genadig en barmhartig, en U laat reg geskied in alle opsigte. En gee tog dat ons nou, as ons na U woord luister, ons ook mag sien hoe U deur U woord en deur U Gees reg laat geskied in alle opsigte. Gaan met ons en lei ons deur U Gees, dat hy ons oor tot sal oopmaak vir dit wat in die woord staan. Lei ons hierom dat ons U ook van harte en waarheid mag ken. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dus en susters, voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord, sing ons saam uit Psalm 127. Psalm 127 is 'n psalm waarin gesing word oor die tevergeefsheid van die lewe, alles wat nutteloos is, as God se hand nie dit onderhou nie. Dit is ook die saak wat in die volgende brief in Openbaring na voorkom. Ons sing Psalm 127 vers 1 en 2 en daarna luister ons na die Here se woord. Broers en susters, ons gaan vandag verder voort met die reeks preke uit die 7 briewe aan die gemeentes in Openbaring 2 en 3. En vanoggend staan ons stil by die 5de brief daarvan aan die gemeente van Sardes. En dan gaan ons die volgende 2 weke die reeks onderbreek en dan daarna na die laaste 2 briewe luister. Vanoggend luister ons na dit wat gesê word in Openbaring 3 vers 1 tot 6
van Sardes waarin veral die oproep om waaksaam, om wakker te wees, na vore kom. En daarom lees ons terwille van agtergrond eers uit Matteus 24, daarvan vers 36 tot 44. Matteus 23 tot 25 staan bekend as Christus se profetiese rede, klomp dinge wat hy ook bekend gemaak het met die oog op sy wederkoms en die ewige lewe, en klomp dinge wat ook met die oog daarop moet gebeur. En daarom vind ons 'n paar gelykenisse en dinge wat hy daaroor sê ook in Hoofstuk 24, hoe ons die wederkoms moet afwag. Ons lees in Matteus 24 saam vanaf vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees, want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en het nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwag die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie gaan verwag nie. Dit is tot sover in Matteus 24. Nou lees ons saam uit Openbaring 3 vers 1 tot 6 wat teksgedeelte vanoggend is. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar hy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Die oorwin sal bekleed word met wit, sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Let veral op die woorde in vers 1 en vers 2 se begin. Skryf van die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Geliefde broer en suster, hoe gereeld dink jy aan die wederkoms van ons Here Jesus Christus? Hoe gereeld herinner jy jouself aan die feit dat Jesus Christus nou in realiteit as koning oor alle dinge regeer, maar dat hy net so werklik terugkom om as koning oor alle dinge, oor die lewendes en die dooies te oordeel? Is sy wederkoms enigstens nog vir ons 'n realiteit? Dit is 'n belangrike vraag, want dit gaan oor ons toekoms. En dit wat ons dink oor ons toekoms, bepaal uit en uit hoe ons in hierdie lewe omgaan met alles wat ons is en met alles wat ons het. Ons sien dit in die wêreld ook raak. Dink maar net wat gaan vandag in die wêreld aan. Mense hoor van een pandemie, van een virus wat die hele wêreld raak. En as dit die mense se toekomsverwagting is dat dit ook ons gaan tref, dan berei mense so goed as moontlik voor om gereed te wees vir dit wat mag kom. Nou as ons dit in die wêreld sien, broers en susters, hoe die wêreld reageer op die toekoms wat hulle verwag, hoeveel meer behoort die toekoms wat die Christen verwag
in geloof in Christus nie vas te staan vir ons nie. Hoeveel te meer behoort ons doen en later van elke dag nie beïnvloed te word deur die feit dat ons Here Jesus Christus gaan kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel nie. Dat hy gaan kom om homself ten volle met sy kerk te verenig. En dit is die saak waarop dit aankom in Christus se brief aan sy gemeente in Sardes. Ons luister na Christus se oproep aan die gemeente daar, dat hulle in die lig van sy wederkoms waaksaam moet wees. En dan behels dit in die eerste plek aan die begin van die brief, dat die wat slaap moet wakker word, en in die tweede deel dat die wat wakker is, versterk moet word. Dus weer aan een kant van mense wat slaap en nie die wederkoms afwag nie, hulle moet wakker word, en aan die ander kant, 'n bietjie mense wat nog wel wakker is, maar hulle moet versterk word. Aan die gemeente in Sardes stel Christus homself bekend as die een wat die 7 geeste van God en die 7 sterre in sy regterhand het. Van die 7 geeste van God het ons al van tevore gelees in Hoofstuk 1 vers 4. Die 7 geeste van God bedoel eintlik net eenvoudig die Heilige Gees, maar die Heilige Gees in al sy volheid, dis waar die getal 7 elke keer gaan. Die Gees wat in volheid deur Christus gestuur word na sy gemeentes toe. En net so herinner Christus ook die kerk daar, dat hy die 7 sterre in sy regterhand vashou. Die 7 sterre, soos ons in Hoofstuk 1 vers 20 lees, verwys na die engele of die boodskappers, ons kan eintlik sê die predikante in die 7 gemeentes. As Christus dus weer die aandag daarop fokus, hy die 7 sterre vas, dan is dit klein waarop dit val, dat hy in die kerk besig is om die woord te bedien. Heeltyd die woord wat op die voorgrond staan. En dit is waarop hierdie bekendstelling van Christus uiteindelik ook neerkom. As hy dit van homself bekend maak, sê hy in effek, dit is hy wat deur Gees en deur woord regeer. En ons lees van dit die Bybel deur, die heeltyd Christus wat sy kerk in stand hou deur woord en Gees, twee wat nie los van mekaar gemaak kan word nie. Want die Gees werk deur die woord, en waar die woord van God verkondig word, daar werk die Gees ook. En so lees ons dat, oral waar die woord en die Gees so werk, daar sien ons lewe, ons sien vrug, en ons sien groei, en ons sien opbou. Christus is die een wat die lewe gee. In die lig hiervan, in die lig van Christus wat met woord en Gees met lewendmakende krag regeer, het ons luister na sy brief aan die gemeente daar in Sardes. Want juist dit is die probleem wat daar in Sardes was. Die gemeente het die naam dat sy lewe, maar sy is dood. Verdink net ons moet dit vandag hoor, broers en susters. Om te hoor, julle het wel die naam dat julle lewe, maar julle is eintlik dood. Verskriklike aandag. Maar wanneer Christus na sy kerk in Sardes kyk en agterkom wat daar aan die gang is, dan gaan hy nie ligtelik om met dit wat hy van hulle vind nie. Hy sê nie ligtelik wat verkeerd is nie. Nee, vanuit sy liefde vir die gemeente praat hy reguit en hy praat duidelik met hulle en hy sê sonder verwarring, jy die naam dat jy lewe, maar jy is as ware dood. Dit is soos iemand wat slaap, al die liggaamsfunksies is daar, die hart klop, die longe werk en al asem, die brein funksioneer, maar die liggaam voer niks uit nie. Dit jaag geen doel daar nie, dit doen niks met sin en effek. Dit is dood. En dit is wat in Sardes aan die gang was. In die omstreke en in die monde van die ander kerke het die gemeente die naam gehad dat sy lewe. En in die verlede was dit waarskynlik ook waar. Eens 'n bloeiende gemeente wat deur die woord van Christus opgebou is, wat die evangelie in daardie stad bedien het, wat omgegee het vir mekaar en in opregte liefde regtig die gemeenskap van gelowiges uitgeleef het. Maar nou hoor ons dat al wat van Sardes oor is, hierdie lewende gemeente, is die naam wat sy het. Die naam wat sy lewe, maar wat help 'n naam sonder inhoud? En daarom sê Christus, jy is dood. Dit beteken die gemeente doen nog haar werk, maar die kern daarvan ontbreek. Christus self staan nie meer in die middelpunt van alles wat hulle doen nie. Daar word gepreek,
maar in die preker is hy nie die sentrum van wat verkondig word nie. Die gelowiges kom by mekaar, maar die gemeenskap van die heiliges is nie meer gebou op die vaste fundament van die geloof nie. Daar word gesing in die gemeente, maar die gemeente dink nie aan wat hulle sing nie, en daarom is dit ook nie aanbidding en opregtheid voor die Here nie. Alles gaan aan, maar die kern, die heerlikheid van God in Christus, dit ontbreek. En so hoor ons hoe Christus dit sê in vers 2, as hy sê, ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Dit beteken die werke word wel gedoen, hulle doen klomp dinge, maar die doel word gemis. En dan is dit leerwerke. So sien ons Christus tref 'n onderskeid tussen twee uiterstes, sonder iets in die middel, of die werke sentreer rondom Christus en is daarom vol voor God, of dit is sonder Christus en dit is leeg, sonder doel, sonder rigting en sonder inhoud. Kom ons sit nie vandag ook net so baie agter nie, broers en susters. Hoeveel naam-Christene sê hulle glo, maar daar stop dit nie. Wat wel van al die voordele van die naam Christen wil geniet, maar in wie dit duidelik is dat die persoon glad nie 'n lewende kind van God is nie, dat glad nie wakker is en lewend sy geloof uitleef, juis op grond van dit wat Christus gedoen het nie. En so hoor ons Christus sê vir die gemeente in Sardes, jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. En dan moet ons vra, hoe gebeur dit? Hoe het so 'n gemeente, wat eens so lewend was, een wat met reg op 'n tyd die naam dat sy lewe gedra het, so verword? En dit hoor ons uit die res van die brief, en veral in die oproep aan die gemeente om wakker te word. Want dit hang alles saam met die feit, dat ons Here Jesus Christus kom soos 'n dief in die nag, en dat dit vereis dat sy kerk wakker, waaksaam moet wees. En is opmerklik dat reg deur die Nuwe Testament as hierdie woordjie wakker of wees waaksaam gebruik word, dit heeltyd gebruik word in die lig van Christus se wederkoms. Dan moet ons dink aan dit wat ons in Matteus 24 gelees het. Daar waar hy ook oproep, wees wakker, want sy wederkoms is op hande. En dit is die probleem wat daar in Sardes gekom het. Dit is wat gemaak het dat 'n gemeente wat eens lewend was, ontaard het in 'n gemeente wat nou dood is. Die gemeente het haar visie verloor. Die kerk het sonder toekomsperspektief geleef, spesifiek sonder perspektief op die wederkoms van Christus. En as 'n gemeente geen rigting meer het nie, as 'n gemeente nie voor oë het wat gebeur en waarmee is God besig nie, dan sterf sy. Dink maar aan Matteus 24, waar dit vergelyk word met wat in die dae van Noag gebeur het. Die mense het geëet en gedrink en getrou, en het nie gebeur dat die sonvloed uiteindelik gaan kom en almal gaan tref nie. So gebeur dit in Sardes. Die gemeente is aan die gang, hulle doen klomp dinge, maar hulle besef nie waartoe is God op pad met sy hele skepping nie. As die wederkoms van Christus vir ons geen realiteit is nie, broers en susters, dan het ons geen uitsig waartoe ons as gemeente werk en behoort te werk nie. Dan raak die woordbediening en ons aanbidding en die Bybelstudie en konversasie alles inhoudloos. En ons raak gemaklik in ons tydelike lewe hier op aarde, sonder om ons gedagtes te rig op dit wat werklik belangrik is. Ons gee moed op in die stryd teen sonde. Ons verloon die waarheid terwille van tydelike gemak. Ons ignoreer die aanslag van die bose. Ons hou op om getroue getuies van Christus in die wêreld te wees deur die verkondiging van die evangelie. In kort, ons kan die naam dra dat ons lewe, maar ons is dood. Maar dan, Christus sê wel vir die gemeente, sy is dood, en dan hoor ons sy oproep vir haar. Want onthou wees aan die woord in die brief, dit is hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Hy wat deur woord en gees lewe in 'n dooie gemeente kan inblaas. En in sy sorg vir sy kerk roep hy hierdie gemeente op wat dood is, word wakker. Die lewende Christus ruk sy gemeente wakker uit haar slaap uit,
En hy sê ook vir haar hoe sy moet wakker word in vers 3. Hy gee 3 opdragte vir die gemeente. In die eerste plek, hulle moet onthou hoe hulle die evangelie ontvang en dit gehoor het. In die tweede plek, hulle moet dit bewaar. En in die derde plek, hulle moet bekeer. In die eerste plek sê Christus dus, as hulle moet wakker word, moet hulle onthou. Dit beteken die gemeente moet terugdink aan die tyd toe hulle die evangelie ontvang het en hoe hulle dit ontvang het en watter invloed die evangelie op hulle gehad het. Hoe hulle werklik 'n lewende gemeente was. Om die tyd te onthou toe sy regtig haar naam dat sy lewe gestand gedoen het, toe sy gewerk het en op grond van die suiwer leer besig was om in daardie stad getroue getuies van Christus te wees, toe sy in gemeenskap onder mekaar gegroei het, toe Christus werklik die middelpunt van al hulle doen en late was. Hulle moet dit onthou, hulle moet terugdink, hoe was dit toe ons so geleef het en werklik geleef het. En ten tweede word hulle dan opgeroep, hulle moet dit ook bewaar. Want hulle moet nie net terugdink en nostalgies raak oor wat gebeur het en maar leef asof hulle nie daarmee te doen het nie. Nee, dit wat hulle onthou van die verlede, moet hulle ook in die Here weer bewaar. Hulle moet dit soos 'n skat in hulle self toesluit en dit bewaar en daaruit hulle hele lewe leef, omdat dit is wat vir hulle kosbaar is. Gelei deur die woord en gees, moet hulle die hele evangelie in hulle binneste bewaar, dat dit ook werklik weer hulle hele lewe omvorm. En daarom ten derde, hulle moet bekeer. Deur die gees wat lewe gee, moet die gemeente ophou besig wees met dinge wat nie belangrik is en weer dit doen waarop dit regtig aankom. Nie meer slapend nie, maar wakker. Nie sonder perspektief en uitsig nie, maar waaksaam op die wederkoms van Christus. So moet die gemeente wakker word. Want so hoor ons ook, en slotte in vers 3, as hy nie wakker word nie, sal die koms van Christus hulle oorval soos 'n dief in die nag, en hulle gaan nie gereed wees vir sy koms nie. Dit roep die gemeente op om te luister wat Christus deur woord en deur gees vir hulle sê. As ons die woorde hoor, broers en susters, moet ons tegelijkertyd onsself en ons hele gemeente hieraan meet. Want so eindig elke brief immers, wie oor het moet hoor wat die gees van die gemeente sê. En daarom die vraag, is ons wakker? Dit is die vraag wat aan die begin gevra is. Hoe dikwels dink ons aan die wederkoms van Christus en hoe rig dit ons hele lewe? Dit is 'n vraag wat ons elkeen as lidmaat vir onsself persoonlik ook moet vra. Maar die welstand van die gemeente hang af van elke lidmaat se eie lewe. Daarom as jy agterkom dat jy aan die saak is, hoor dan die oproep van hom wat deur sy gees en woord lewe gee. Word wakker. Onthou jy die evangelie ontvang het, bewaar dit en bekeer. Jy wees 'n lewende, wakker lidmaat in die gemeente. Aan die een kant hoor ons dus hoe roep Christus die wat aan die saak is op om wakker te word. Maar aan die ander kant roep hy ook hulle wat nog wakker is om opgeroep te word om versterk te word. En dit is wat ons in die volgende verse in die brief aan Sardes hoor. In vers 2 het ons gehoor dat daar in die gemeente van Sardes 'n klein groepie mense is wat oorgebly het, wat nie lewend dood was soos die res nie, wat versterk moet word. Dit is soos 'n vuur waarvan daar nog 'n paar kooltjies is wat smeel, en as hulle net gelos word, gaan hulle ook doodgaan, maar as hulle aangeblaas word, dan gaan die hele vuur weer kan opvlam. Nou oor hierdie min oorgeblewenis van die res van die brief in vers 4 tot 6. Daarom word gesê in vers 4, jy het enkele persone. Letterlik staan daar eintlik, jy het enkele name daar in Sardes. Dit beteken die getal van hierdie mense is so klein, hulle kan op die naam genoem word. Dit is 'n klein getal, maar hulle is daar. Dit is soos ons laasweek gehoor het oor Thyatira, dat God altyd 'n oorblyfsel van mense laat wat hom as die Here alleen aanbid. Nou in hierdie verse, in vers 4 tot 6, word daar oor die klein groepie oorgeblewenes
heel wat gesê, en daar word dan heel wat ook gepraat, spesifiek oor hulle klere. As ons die vers studeer is, dan ons agter is 'n hele paar keer wat daar die woordjie klere herhaal word. En dan lees ons in vers 4 spesifiek, dat hierdie die mense was wat hulle klere nie besoedel het nie, wat nie hulle klere vuil gemaak het nie. Op verskeie ander plekke is dit 'n verwysing na mense wat nie soos die res van die wêreld hulle self besig hou met sondes nie. Byvoorbeeld Openbaring 14 vers 4 waar ons hoor, dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dit is dus mense wat met die oog op Christus se wederkoms leef en gewaak het en hulle self rein gehou het met sy koms voor oë. Wat nie gemaklik geraak het in hierdie wêreld en die gemaksig wat dit vir ons kan bied nie, maar wat heeltyd uitsien na die dag waarop Christus weer gaan kom, al weet ons nie wanneer hierdie dag gaan wees nie. En hierdie mense, lees ons in vers 4, sal saam met Christus in wit klere wandel. Wit klere bedui op reinheid, skoonheid, heiligheid. Meer nog, dit gaan oor die mens wat in die klere is, wat rein gemaak is in Christus, wat skoon gewas is deur hom, en wat heilig gemaak is deur sy bloed. En so hoor ons, die mense sal saam met Christus in die wit klere wandel, want hulle is dit waardig. Vir ons om dit so te hoor is dit vreemd, want wie van ons kan van nature sê, ons is waardig, ons is dit werd, om so saam met Christus in wit klere te wandel. En toch word dit gesê, toch word dat uitdruklik gesê, hulle is dit waardig. Nie in hulle self nie, maar juis in Christus. Deur sy verlossing het hy hulle waardig gemaak, om saam met hom te mag wandel. Dit is immers hy wat hulle met wit klere bekleed. Wit klere in die destydse wêreld, broers en susters, het spesifiek gewys op dit wat mense aangetrek het in 'n triomftog. As iemand 'n groot oorwinning behaal het en 'n triomftog gehou het, dan het die mense wat in die oorwinning deel het, hierdie wit klere aangetrek. Die wit klere het gewys op wie die oorwinnaars is. En dit is wat ons nou ook hier hoor. Dit is mense wat die stryd teen sonde wakker gebly het en geveg het, en so ook oorwin het. Dit is soos dat ons in Romeine 8 vers 37 hoor, mense wat meer as oorwinnaars is in Christus. En daarom dat ons ook aan sy triomftog en sy oorwinning deel het. En wat 'n ryk belofte is dit nie, broers en susters. Die wat wakker gebly het en bly waak het, kry die belofte om saam met Christus in wit klere te wandel. As ons die woordjie wandel hoor, dan moet ons eintlik elke keer terugdink aan Genesis, wat sy saam met die mens in die tuin van Eden gewandel. Christus gryp hier terug na hoe dit was voor die sondeval, hoe God alles geskep, reg en mooi gemaak het. As hier gepraat word van wandel, dan verwys dit na God wat in hegte gemeenskap met sy volk leef. En dit is wat hy nou vir sy kinders sê. Dit is die vooruitsig wat hy vir hulle gee. Die gemeenskap wat weer met Christus se wederkoms volkome herstel gaan wees. En met die besef en belofte word die gelowige kind van God, die oorwinnaar, versterk. Dit is ook wat ons vandag versterk. Dit roep ons op om met die oog op die weerkoms van Christus nie ons klere te besoedel nie, om ook van harte as oorwinnaar in hierdie lewe te leef en te triomfeer oor die aanslag van die sonde, nie as iemand wat slaap nie, maar as iemand wat wakker is. En op grond daarvan volg in vers 5 nog 2 beloftes. Eers hoor ons die oorwinnaar se naam sal nooit uit die boek van die lewe uitgewis word. In die boek van die lewe verwys op verskillende plekke in Openbaring na 'n boek wat die Here voor die grondlegging van die aarde, nog voor die skepping vasgestel het, met die name van hulle in wat saam met hom sal lewe. Ons kan ook sê, die uitverkorenes. En nou bevestig Christus dat die wat uitverkies is, skoon gewas is in Christus, en daarom, omdat hulle hierdie wit klere het, ook hulle die klere gaan skoon hou, en daarom in hierdie triomftog deel,
En dit bevestig, hulle name kan onmoontlik op enige punt uit hierdie boek van lewe weggevat word. Inteendeel, sê Christus, en dit is die laaste belofte, hy sal die persoon se naam voor sy Vader en voor die engele bely. Teenoor die naam wat weggevat word uit die boek van lewe, sê Christus, hy bevestig juis die persoon se naam. En hoe heerlik is dit nie, broers en susters, om dit te mag hoor. Christus self kan sê, die een wat wakker gebly het tot die einde toe, is my eiendom. Hy of sy hoort hier saam met ons in die hemel. Die dag as jy te sterwe kom as gelowige, of miskien voor dit as Christus se wederkoms voor dit is dit wat so heerlik is om te hoor, om te mag hoor hoe Christus voor die Vader en voor sy engele jou naam mag bely, as iemand wat skoon gewas is voor God. Hoe ons dink oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus, beïnvloed elke deel van ons bestaan. Daar is hulle wat nie daaraan dink nie, wat aan die slaap is, wat ook nie aan die triomftog van Christus deel het en hulle klere daarvoor skoon hou nie. En daar is hulle wat waaksaam die triomftog voor oë het en met die oë gerig daarop heeltyd hulle klere skoon hou. So as God se kinders nie net met naam nie, maar ook in daad aan hom alleen getrou bly. En die onderskeid tussen die wat wakker is en die wat slaap is duidelik, broers en susters. Dit is wat Christus self ook in Matteus 24 bekend gemaak het. Daar sal 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander verlaat. 2 vroue sal die meel maal, die een word aangeneem en die ander verlaat. 'n Onderskeid tussen die wat wakker is en die wat aan die slaap is. En uiteindelik roep Christus almal op deur sy woord. Die een wat slaap roep hy op om wakker te word. En die een wat wakker is roep hy om versterk te word. Hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, wat deur woord en gees lewe in dooie harte wek, is die een wat ons hiertoe oproep. Dit is uit die genade alleen dat ons die roepstem van ons Here Jesus Christus so mag hoor. Dit moedig ons aan om as sy gemeente lewendig te wees, nie net deur lewend genoem te word nie, maar om werklik lewend te wees, in al ons doen en late. So geld die opdrag aan ons moet mekaar versterk. Deur die woord en gees van Christus moet ons versterk word, daarom dat dit so belangrik is, dat ons saam in die erediens is, daarom dat ons ook saam in die erediens bid, en vir die Here vra om ons te seën, en dat ons besig is met die bediening van die evangelie, dat ons ook in ons eie persoonlike lewens deur die woord versterk word, gedurig deur. Daarom, broers en susters, as jy slaap, word wakker, en as jy wakker is, word versterk. Kyk uit na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, na daardie heerlike dag van sy koms, dan ons saam met hom in wit klere mag wandel, en leef dan ook in elke deel van ons bestaan, en die toekomsverwagting uit. Amen. Broers en susters, ons sing nou saam Psalm 20, waarvan vers 1, 2 en 5, en daarna bid ons saam.
Ons wil U loof, omdat U goed is, en goed is sonder einde. En ons mag U loof, want ons het aan U oorwinning deel. Die oorlog lyk of dit op soveel plekke nog aan die gang is, maar in wese weet ons, U het reeds oorwin. Met die opstanding van ons Here Jesus Christus het U die slag finaal geslaan, met die duiwel en alle bose magte van alle mag ontneem. En so mag ons nou saam met hom lewe. En ons lewe mag vasstaan in die lewe wat hy vir ons verdien het. En so mag ons ook met hierdie vooruitsig leef op die volheid daarvan, op die volheid van sy wederkoms. En daarom mag ons saam met ons medegelowiges oor alle tye uitroep: Kom Here Jesus Christus, kom tog gou. Maar Here, vir solank as wat U nog nie kom nie, vir solank as wat die getal van U uitverkorenes nog nie vol is nie, wag ons op U. Ons bid dat ons nog wakker sal wees. Ons bid dat U ons sal versterk deur die woord en deur die Gees, dat ons ook daadwerklik daarvoor sal wag. Geef vir ons krag en insig om in ons doen en late van elke dag dit voor oë te mag hou. Ons erken en bely ons swakheid voor U, Here. Dat daar soveel plekke is waar ons vaskyk teen hierdie bestaan op aarde, waar ons vaskyk teen die tydelikheid en nie die ewigheid in gedagte hou nie. En daarom bid ons dat U deur die begrip van die ewigheid U tog ons uitkyk op hierdie tydelike bestaan wat sal beïnvloed. Ons in hierdie tyd sal besig wees met alles wat U doen. Dan so met ons asseblief in hierdie week in, met ons as gemeente, en alles wat in ons beroepe, en in ons gesinne, in ons studies, alles voorlê, dat ons dit sal doen, in afwagting op die koms van ons Here Jesus Christus. Ons bid dit nie net vir ons nie, maar ook vir ons geliefdes, vir ons familie en ons vriende, maar ook vir die kerk reg oor die wêreld, dat almal so deur die evangelie versterk mag word, en dat die kerk reg oor die wêreld ook werklik mag lewe op grond van die waarheid van U woord. Ons dank U dat U ons so by mekaar bring elke Sondag om die evangelie so te hoor. Ons dank U dat ons ook nou weer hier kon wees, dat ook die van ons wat 'n week terug nie met ons kon wees, hier ook nou weer by ons kan wees. Dit vir hulle wat vandag om verskillende redes nie hier is nie. U ken ons elkeen, en ons bid dat U met ons sal wees en ons toch ook so sal lei dat ons ook spoedig weer so by mekaar kan kom. Wees met ons in hierdie dag en alles wat verder voorlê. Ons hierdie dag ook tot eer van U naam mag geniet. Wees so met ons dat ons as ons vanaand weer hier by mekaar kom met blydskap in die naam van Christus U ook so mag ontmoet. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid vir die kollekte om ingesamel te word. En daarna sing ons saam van Psalm 46, verse 1 en vers 5.
Geliefde gemeente, verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.